Jy is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag dan gesels ons 'n bietjie landboutendense met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends. Johnny, goeiemôre, welkom terug. Goeiemôre, Doopie, altyd lekker om saam te gesels. Hoor so kom ons skop gou-gou 'n bietjie af. Ons het nou 'n draaipunt vir skaap en bulkpryse gesien, maar wat gaan klein bietjie aan met die ander vleispryse? Ja, Doopie, soos jy ook nog genoem het, seisonale tendense. Ons kyk maar na historiese tendense en dan gaan kyk ons maar hoe die seisonale tendense dan nou vorentoe tradisioneel in 'n jaar dan beweeg en dan maak ons nou maar van ons aannames en vooruitskattings gebaseer op dit. En ons het nogal baie interessante korrelasies gesien, spesifiek dan, ek dink met 2020 pryse, wat dan vir ons nogal gewys het, skaappryse of 2022 se pryse, waar ons 'n 94% pryskorrelasie gesien het. En vir ons tans dui dit aan dat van hier, kom ons sê oor die volgende week of 2, behoort skaappryse dan in 'n afwaartse tendens in te beweeg. As dis nou vir stoorlammer spesifiek dan nou, en dan bietjie laer in November en bietjie laer in tydens Desember, wat ons dan nou verwag. Slagpryse ook so klein bietjie laer in November, maar 'n verwagting is dat hy wel bietjie kan optel weer na huidige vlak. Ons staan hier by R107 min of meer vir A23 slagpryse, en ons verwag hy behoort vir die res van die jaar dan klein bietjie laer in November, maar dan bietjie hoër ook tydens Desember, maar ons weer bietjie hoër vraag gewoonlik sien. So dis maar wat ons op die oomblik sien. Wat dit wel bietjie hoër hou, is dat ons minder aanbod tans steeds in die mark sien. So ons sien bietjie later minder aanbod in die mark, maar ons verwagting is dat ons oor die volgende 2 weke wel bietjie meer kan sien en in hierdie tendens in beweeg. Maar dit bly maar tendense, elke jaar is 'n baie unieke jaar en ons kyk maar hoe hy dan natuurlik uit beweeg. Met dieselfde tendens wat ons natuurlik vir bokpryse ook verwag, met pryse wat dan nou so bietjie laer kan wees. Bees en skaappryse, die ander goed wat jy van gepraat het, met superspryse bly dan redelik hoog hier by R1,72 per kilogram tans. Ons verwagting is met back and close, bietjie minder aanbod, bietjie beter vraag, met rentekoerse wat dan moontlik kan afwaarts beweeg. Kom ons hou duim vas vir ons verbruikers daar buite, maar dit kan vir ons bietjie beter vraag beteken, soos ons nou in die feesseisoen ingaan, en dan superspryse wat hopelik weer bietjie kan kop optel. Kalfpryse verwag ons gaan hier rondom die 38, 40, R41 merk bly vir nou, waar hy tans is. Ons het gesien varkpryse, hoenderpryse sterk opwaarts weer vir die afgelope week, maar ek dink ons is redelik naby aan 'n hoogtepunt vir varke hoenders, maar dat hy nie noodwendig afkom nie, maar dat hy hierdie vlakke kan handhaaf vir die res van die jaar met goeie vraag wat ons dan wel gaan verwag, ja. So ons het al bietjie vroeër in ander episodes het ons daaroor gepraat. Trump het uiteindelik met die Chinese president bymekaar gekom. Daar is 'n ooreenkoms uiteindelik bereik. So hoe gaan dit die graanpryse impakteer? Ja, ek wens ons het 'n hele episode gehad om hieroor te praat. Hier's 'n paar goedjies om oor te gesels. Dit is baie goeie nuus vir ons sojaprosente veral. Maar ek dink dit spoel oor dan ook na die mieliemark toe. Goeie goed. En ons het ons eerste aanplantingsintensies dan plaaslik ook gehad. Maar plaaslik, moet ek net gou vinnig begin. Lyk alles relatief goed. Dit lyk asof ons steeds 'n groot oes gaan hê met die aanplantingsintensies. So die hele verwagting rondom dit is dat ons na uitvoerpariteite toe families vir sojas gaan opbly. So ons sien die tendens bly op uitvoerpariteite, maar nou moet ons gaan kyk wat spesifiek met uitvoerpariteitspryse gaan gebeur. So dit beteken nie noodwendig ons gaan nou op 'n laer prys bly nie. Ek dink uitvoere kan ook, of pariteite kan ook opwaarts beweeg. Soos hierdie nuus nou met China en Amerika uitgekom het. Ons het gesien dat sojabone van tot die $10 na $11 toe gespring het met handelsooreenkomste. Hulle het gepraat van ek dink 14,000 ton voor einde Januarie en dan 25,000 ton vir die volgende 3 jaar daarop vir sojabone spesifiek. So dis 'n relatiewe goeie nuus en dit het baie positiwiteit in die mark ingebring. Weer as van die analiste wat gepraat het gesê as jy bo $11 in beweeg kan hy moontlik $12 toe gaan. So weer eens dit beteken alles goeie goed vir ons plaaslike prys. Ons plaaslike prys word dan deur twee goed bepaal. Jy het 'n pariteitsprys wat dan gewoonlik deur die Amerikaners of die CBOT prys bepaal word, maar dan moet ons ook in die wisselkoers kyk. En die wisselkoers is op 'n relatiewe sterk vlak, 17, as ek reg is by 17.20 rond, 17.25, en ons moet nou gaan kyk ook waarheen daai wisselkoers ook kan rondom dit beweeg, maar die verwagting is dat ons relatief op 'n sterker vlak kan bly, wat dan so bietjie die pariteitspryse negatief beïnvloed, maar ek dink hy behoort verskriklik verder te
versterk nie, wat dan goeie nuus is. Mielies is dan ook relatief opwaarts getrek deur hierdie beweging en ons het redelik ondersteuning gehad die laaste maand of so en die gevoel is dat pariteite of seaboard-pryse dan redelik op 'n laagte vlak was. Hulle het baie negatiewe nuus wat ingeprys was en bietjie positiewe nuus sien ons dan nou kan soos ons na die einde van die jaar te beweeg, vroeg in ons seisoen in beweeg, kan hoe moontlik en ons hoop regtig so dat dit ons pryse kan opwaarts druk. Die Brasiliaanse aanplantings gaan wel baie goed ook aan. So ek dink van 'n aanbodkant af is daar nie noodwendig die kommer nie, maar op die oomblik is dit van die vraagkant af, die Chinese aankope. Ons sien steeds geweldige goeie vraag vir mielies wêreldwyd. Nie net menslike verbruik nie, maar ook diereverbruik, voer wat geweldig goed is en dan ook sojas. Sien ons dan baie goeie uitvoere en vraag na dit. So dis ons alles positiewe goed wat hopelik ons prosente kan positief of pryse kan positief beïnvloed soos ons na veral Februarie te beweeg voor ons eerste mielies en so ek min of meer mielies gaan inkom en ek dink ons kan oor die volgende maand of 2 hopelik bietjie positiewe nuus in hierdie markte sien. Johnny, baie dankie vir jou tyd vanoggend, altyd 'n plesier. Ons gesels weer volgende maandag. Dis Johnny van der Merwe, hy's van Agricultural Market Trends om vir ons te sê wat die nuutste tendense in die landboumark is. Ons is nou weer terug net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. So as jy ingeskryf het vir die AgriSkills Transfer Beurs kompetisie, skakel Vrydag 7 November in om te hoor of jy een van ons gelukkige wenners is en onthou standaard BSNV's geld. So saam met ons vanoggend is Annelies Crosby, sy is die bestuurder van regsintelligensie by Agbiz. Annelies, goeiemôre en welkom hier op Groot Plaas. Goeiemôre. So, die Hooggeregshof van Gauteng lewer 'n uitspraak oor die verkoop van nie-roerende eiendom en die impak wat dit natuurlik gaan hê op die landbousektor spesifiek. Wat vereis die reg huidiglik? Daar is 'n wet, dit staan bekend as die wet op die vervreemding van grond, wat van 1981 af dateer. En daardie wet vereis dat enige kontrak vir die verkoop van onroerende eiendom op skrif moet wees, deur die partye onderteken moet wees, en dat die besonderhede soos die name en die ID's van die partye, die beskrywing van die eiendom, of daar enige servitute is, of daar enige verbande is, en die koopprys, alles vervat moet word in 'n skriftelike ooreenkoms. So dit is die huidige regsituasie. So dis waar ons nou op die oomblik staan met die situasie. Is dit iets wat lank gesloer het om tot op hierdie punt te kom? Is dit iets wat moontlik vrugte kan dra vir die boere later? So hierdie wetgewing is belangrik want dit bring regsekerheid en dit vermy dispute. So wat gebeur het is dat daar nou die 2 Oktober was daar hierdie uitspraak gewees van regter Njati in die Gautengse Hooggeregshof waar hy beslis het dat hierdie spesifieke bepaling wat ek nou na verwys het in die wet op vervreemding van grond, dat hy reken dat dit ongrondwetlik is, want hy sê dit diskrimineer teen kwesbare kopers en dit affekteer hulle waardigheid en hulle gelykheid ensovoorts, en hy verklaar toe nou dat dit is ongrondwetlik en hy skryf toe sommer 'n nuwe bewoording voor wat hy sê dat die wet moet verander word om te sê dat mondelinge koopooreenkomste is geldig en afdwingbaar. Nou daardie uitspraak is nie in werking voordat die konstitusionele hof dit nie bevestig word nie. So ons is nou nog in daai fase waar ons wag vir die konstitusionele hof. Ek glo dat die konstitusionele hof dit nie sal bevestig nie, want daar is potensiële implikasies veral juis vir hierdie kwesbare kopers wat die regter probeer beskerm met sy uitspraak. So dit is amper onmoontlik om te dink dat mense nog steeds grond wil verruil of verhandel, maar daar's nie koopkontrakte in plek nie. Hoekom is dit so belangrik om daai koopkontrakte wel op skrif te hê en goeie akte registrasiestelsel te gebruik wanneer jy dit doen? Ja, so baie interessant. Ek het hier in die laat 1990s het ek 'n weeklange kursus deur die Wêreldbank bygewoon oor grondhervorming en grondadministrasie wat 'n klop ander Afrika-lande se mense ook bygewoon het. En hoewel die meeste van hulle op daai stadium eintlik hulle grondhervormingsprogramme afgehandel het waarmee ons nou nog al die
pad besig is die ding wat almal van hulle oorgekla het, was hulle grondadministrasie en die gebrek aan sekerheid wanneer mense nou grond gekry het. Want as jy nie 'n skriftelike kontrak het, wat soos ek sê presies beskryf, wat koop jy vir watter bedrag, van wie is jy, ensovoorts nie, kan daar verskriklik maklik dispute ontstaan. En daai dispute gaan baie moeilik wees om te bereg, want jy het niks om op terug te val nie, dis een party se woord teen die ander party se woord. En hierdie skriftelike ooreenkomste is dan nou ook eintlik die basis waarop die verdere stappe wat jou akteregistrasie ensovoorts behels staan. So die aktevervaardigers wat die aktes moet voorberei om die titels te kan oordra in die aktekantoor, het nodig om hierdie skriftelike kontrakte te raadpleeg om hulle werk te kan doen, om die uitklarings by SARS te kry rondom die belasting, en die verbandhouers kyk ook na die skriftelike ooreenkomste wanneer hulle kyk, jy weet of hulle verbande gaan toestaan of nie. So al daai goeders word baie moeilik as jy nie 'n skriftelike ooreenkoms het nie. So, meeste van die groot boere het daarom klaar mense in plek om hulle te help met hierdie tipe administratiewe take, maar op watter manier kan klein boere en opkomende boere veral kwesbaar wees as skriftelike verkoopsooreenkomste nie meer streng vereis word nie? Ja, so ek dink dit is, soos ek sê, juis ongelukkig die klein boere, die ouens wat die regter waarskynlik wou beskerm het en die kwesbare kopers wat ook ander grond koop, nie net landbougrond nie, wat hierdeur geaffekteer gaan word, want die meeste jy weet, kommersiële kopers en meeste van die kommersiële boere sal definitief nog steeds skriftelike kontrakte gebruik. Hulle het nog altyd. So die ouens wie se regte reeds geregistreer is in die aktekantoor, die ouens wat transaksies aangaan op grond van skriftelike ooreenkomste, want daar's niks wat jou verhoed om voort te gaan om dit te doen nie. Hulle behoort nie eintlik geraak te word daardeur nie, maar dis hierdie kwesbare kopers wat 10-1 in dispute gaan beland rondom hulle kontrakte wat dalk kan sukkel om nog meer sukkel om finansiering te kry as gevolg daarvan wat geraak gaan word. Nou kan die onsekerheid wat deur hierdie uitspraak geskep word, landbouproduktiwiteit en ewen beleggersvertroue in hierdie sektor spesifiek beïnvloed? Weet jy nie, ek glo nie, want soos ek sê, dit raak nie die bestaande stelsel nie, dit raak nie jou reg om steeds 'n skriftelike kontrak aan te gaan nie, dit behoort nie enige verbandhouers regte in die verband te raak nie, so die impak gaan spesifiek wees op die ouens wat dan nou mondelinge kontrakte te probeer laat registreer, en dit sal slegs die geval wees as die konstitusionele hof inderdaad hierdie uitspraak bevestig. Is daar enige advies wat jy vir ons boere solank kan gee, sou hulle hierdie nie skriftelike kontrakte in plek hê, iets hoe hulle self bietjie meer kan weerstandig maak, sou hierdie uitspraak tot 'n einde kom? Weet jy nie, die boere moet maar net aanhou doen wat hulle doen, met ander woorde die ooreenkomste op skrif aangaan en behoorlike advies kry rondom dit. Ek dink daar is maniere om ook die kwesbare mense te beskerm, anders as wat die regter nou probeer doen het met hierdie uitspraak deur die wet ongrondwettig te verklaar en te verander. Dit moet tog moontlik wees om wel prokureurs beskikbaar te stel op 'n pro bono basis of vir die staat om advies te gee aan die mense om standaardkontrakte te beskikbaar te stel wat hulle kan gebruik. So daar's ander maniere om rondom hierdie probleem te kom wat nie so drasties is en impakte sal hê nie. Annelies, ongelooflik baie dankie vir jou tyd vanoggend. Annelies Crosby, bestuurder van regsintelligensie by Agbus. Dit is al waarvoor ons tyd het vanoggend op Groot Plaas. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier. Sterkte met jou maandag en dan kuier ons weer môreoggend saam.